Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Goeiemôre. Ek lees vir ons uit Handelinge 11 vers 19 tot 30. Die gelowiges dan, wat uitmekaar gedryf is, as gevolg van die verdrukking wat oor Stefanus ontstaan het so ver as Fenisië, Cyprus en Antiochië getrek, en die woord aan niemand anders as net aan die Jode verkondig. Maar, toe party van hulle, mans uit Cyprus en Cyrene in Antiochië aankom, het hulle ook met die Helleniste gepraat en die evangelie van die Here Jesus aan hulle verkondig. Die hand van die Here was oor hulle gewees, en 'n groot aantal het gelowig geword en na die Here gedraai. Die berig oor hulle het die gemeente in Jerusalem ter ore gekom, en hulle het Barnabas gestuur om na Antiochië te gaan. Toe hy daar aankom en die genade van God sien, was hy bly en het almal aangemoedig om met vaste voorneme van hart aan die Here getrou te bly. Hy was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en geloof, en 'n aansienlike skare is vir die Here bygevoeg. Hierna het Barnabas na Tarsus vertrek om Saulus op te soek. Hy het hom opgespoor en hom na Antiochië gebring. Hulle was 'n hele jaar lank saam met die gemeente en het 'n aansienlike skare onderrig. In Antiochië is die disippels vir die eerste keer Christene genoem. In daardie tyd het daar profete uit Jerusalem na Antiochië gekom. En een van hulle, met die naam Agabus, het na vore gekom en deur die Heilige Gees voorspel dat 'n swaar hongersnood oor die hele wêreld sou kom. Dit het in die tyd van Claudius gebeur. Die disippels het daarom besluit dat elkeen van hulle volgens vermoë 'n bydrae sou stuur vir die versorging van die broers wat in Judea woon. En hulle het dit gedoen deur die bydrae saam met Barnabas en Saulus aan die ouderlinge te stuur. Goeiemôre Ligpunt en enige besoekers wat vandag die eerste keer hier by ons kuier. Dit is goed om julle hier by ons te hê. En ek weet nie van julle nie, ek vind daai video baie bemoedigend. Dit maak my hart warm. Meer oor dit in 'n oomblik. Ons gaan in 'n mate gesels oor presies dit wat in daai gedeelte ook gedeel is van vir die ander kerkvernoot, hierdie ander deel van ons kerkfamilie. Soos wat Stefan gesê het, ons het 'n baie kort reeks. Eintlik was laasweek se Orphan Sunday eintlik deel van hierdie reeks gewees, maar ons te kort reeks vir die volgende 2 weke nog wat volg, wat ons getitel het Opofferende Liefde. En soos wat Stefan vroeër gesê het, vir ons vandag saam wil dink oor hoe lyk dit vir ons as gelowiges hier by Ligpunt om opofferend liefde te betoon aan ons geloofsfamilie in ander kerke hier daar buite. Dis wat ons vandag oor gaan gesels, en dan gaan ons volgende week dink oor hoe lyk dit hier binne in die lewe van Ligpunt. Fish, hier's ergens feedback. Is dit ek? Great, okay. Julle, ek gaan vir ons bid en vra dat die Here nou met ons sal ontmoet. Hou asseblief daai teksgedeelte byderhand of jou Bybel byderhand. Ons gaan in Handelinge 11 wees en 'n bietjie daar gesels vandag. So kom ons vra dat die Here nou met ons sal wees en ontmoet. Kom ons sluit die oë. Vader, ons wil stil raak en terugstaan, en oggende soos vanoggend is eintlik vir ons so goeie tyd. Here, elke Sondag wat ons saam met die mense bymekaar kom. In die harwar van hierdie wêreld met alles wat aangaan, Here, ons so vinnig verloor perspektief, ons so vinnig raak vasgevang in ons eie pyn, ons eie seer, ons eie to-do's. Here, dat ons so vinnig dronk en bedwelmd raak met net die lewe en alles wat gebeur. En vir daai rede, Here, het U vir ons geleenthede soos vanoggend geskenk, elke Sondag, waar ons saam met U mense bymekaar kan kom en net 'n bietjie kan terugstaan en net weer goddelike perspektief kan bekom. Here, ons loof en ons prys U daarvoor. Ons benodig perspektief. Ons benodig U om hard en duidelik te praat in ons lewens, Here, sodat U ons meer en meer soos die Seun Jesus sal maak. Maar Here, dat U ook ons dan sal gebruik om soos Jesus ons lewens neer te lê, opofferend so vir U koninkryk en vir die wat U nog nie ken nie. En so Here, asseblief, soos ons nou stil raak om na U woord te kyk, kom o Gees van God, U wat hierdie woorde gepen het,
kom en maak dit ook lewend vir ons. Kom sny ons harte, kom maak oop ons ore, kom maak oop die oë van ons harte, in Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, ek het so 'n ruk terug op 'n interessante artikel afgekom. Ek dink al die artikel is al vir 'n rukkie daar gewees. Was in die Business Insider gewees en dit was 'n interessante artikel want dit het gehandel oor bekende produkte in die lewe. Bekende produkte wat oorspronklik totaal en al 'n ander doel gedien het as wat ek en jy dit vandag voor ken en gebruik. En ek kom myself nie help, so ons gaan 'n paar van hulle vinnig na kyk. Ek dink is nogals funny, maar kyk gou vinnig saam met my Coca-Cola. Ek weet nie wie van julle weet dit nie, maar Coca-Cola was oorspronklik toe dit die eerste keer uitgekom het, was dit medisyne vir morfienverslawing gewees. 7-Up soortgelyk, die drankie 7-Up was oorspronklik 'n mood stabilizing drug gewees. Okay. Ek dink nie dit het gewerk nie. Listerine wat baie van ons mee in die oggende soos ons monde mee uitspoel, was oorspronklik 'n antiseptiese middel om vloere mee skoon te maak. True story, jy kan dit gaan Google. 'n Frisbee was oorspronklik die pan waarin daai Amerikaanse pastye in gebak en gekom het. En so dis waar 'n Frisbee vandaan kom. My gunsteling is bubble wrap. Ek weet nie wie van julle weet dit nie. Toe bubble wrap oorspronklik uitgedink was en verkoop was bubble wrap 'n fancy nuwe muurpapier gewees. True story. Imagine dit. Imagine in jou slaapkamer en in die badkamer, dalk in die kinders se speelkamer, dit maak sin. Bubble wrap oral teen die mure. Dit het nie gewerk nie, heeltemal nou het dit 'n ander doel wat dit dien. En vriende, ek begin hiermee want 'n mens, dink ek, kan eintlik ook die kerk op daai lys sit. Ek dink jy kan die kerk baie kere op die lys. Ons idee van wat die kerk is, kan jy op daai lys sit. My punt is dit toe Jesus, vriende, 2000 jaar gelede die kerk tot stand gebring het Jesus dit gedoen vir 'n baie spesifieke rede met 'n baie spesifieke doel. Maar die realiteit is dat baie mense in die moderne wêreld en ek selfs so ver sê baie kultuurchristene gebruik nog die woord kerk, maar ons idee van wat die kerk is, hoekom die kerk bestaan, waarvoor die kerk bestaan, wat dit is wat die kerk haarself mee moet besig hou. As ons moet eerlik wees, het dit nogals baie aanbeweeg van Jesus se oorspronklike bedoeling vir hoekom hy die kerk in die eerste plek oorspronklik tot stand gebring het. Jy sien vriende, as ons God se oorspronklike bloudruk vir die Nuwe Testament kerk sou hê, is die vraag vir jou en vir my wel, wat sou ons sien as ons kyk na die bloudruk, die oorspronklike Nuwe Testament kerk? Wat het die kerk, toe Jesus dit tot stand gebring het, gedoen? Hoe het die kerk haarself dag tot dag, maand tot maand, jaar tot jaar besig gehou, met wat? En dit is wat ek graag wil hê ons moet saam na kyk in daai gedeelte in Handelinge 11 vers 19 tot 30. Soos ek gesê het, hou asseblief jou Bybel nou byderhand of daai gedeelte. Handelinge 11 vers 19 tot 30. Net voor ons inspring in ons gedeelte, net vinnig konteks wat baie belangrik is hier in die boek van Handelinge. Onthou hoe begin Handelinge. Handelinge is die tweede boek van die tweede volume van Lukas. Lukas wat die evangelie van Lukas geskryf het, skryf vir ons die boek Handelinge en dit begin, die heel eerste verse in Handelinge 1, Jesus het opgestaan uit die dood en vir 40 dae is Jesus saam met sy disippels na sy opstanding voor sy hemelvaart en vir 40 dae is Jesus besig, sê Lukas vir ons, om vir sy disippels meer te leer oor die koninkryk van God. Baie belangrik. Dis die groot idee in die boek van Handelinge. Jesus leer vir hulle oor die koninkryk van God en hoe sy lewe, sy dood, sy opstanding en hulle bestaan as sy disippels sin maak in dit alles. En dan in Handelinge 1 vers 8 sê Jesus vir die disippels, hy sê vir hulle, gaan bly en wag vir my in Jerusalem. En dit behoort op die skerm te kom, baie belangrike woorde. Handelinge 1 vers 8, Jesus sê, gaan wag daar in Jerusalem, my disippels, want daar gaan julle die Gees, die Heilige Gees ontvang. Die Heilige Gees sal julle bekragtig, sodat julle dan my getuies sal wees. Belangrik in Jerusalem, Judea, Samaria en die uithoeke van die wêreld. So Handelinge 1 vers 8, vriende, raak dan die
konsentriese bakenmerkers, die geografiese bakenmerkers wat die hele storie van die boek van Handelinge dan vorentoe dryf. Dis presies wat jy sien. Handelinge 2, die disippels is in Jerusalem. Die Heilige Gees word uitgestort in Jerusalem. Wat gebeur? Die geesvervulde disippels verkondig die evangelie. Soos wat hulle die evangelie verkondig, kom mense tot verlossing. Maar daar is ook nou vervolging. En gegee die vervolging is daar 'n verspreiding, die verstrooiing van die disippels wat dan gaan na Samaria toe. Wat gebeur daar in Samaria? Die Gees word in Samaria uitgestort. Die evangelie word verkondig. Mense kom tot verlossing, maar daar is vervolging. En wat die vervolging doen is die kerk versprei dan. En hy versprei nou na wat genoem word die uithoeke van die aarde toe, die heidense area in die Klein-Asië in die wêreld van daardie tyd. En dit is, vriende, in die hand van daai storie waar ons gedeelte dan moet sien. Ons storie is nou deel van daai gedeelte. So kyk saam met my presies hoe Lukas dit vir ons duidelik maak in Handelinge 11 vers 19. Sien saam met my, ek lees net die teks vir ons daarso. Vers 19 sê vir ons dat die gelowiges wat uitmekaar gedryf is as gevolg van die verdrukking van Stefanus, kan jy onthou in hoofstuk 7, het Stefanus die evangelie verkondig en daar was die vervolging gewees. Wel, hier tel ons dit weer op, uit die gelowiges wat uitmekaar gedryf is as gevolg van die verdrukking wat oor Stefanus ontstaan het toe so ver soos Fenisië en Cyprus en Antiochië getrek en die woord aan niemand anders te behalwe aan mede-Jode verkondig nie. Onthou, op hierdie stadium is die kerk, is hulle almal Jode, hulle kom uit Jerusalem oorspronklik uit, en so hulle verkondig op hierdie stadium die evangelie nou aan Jode, maar dan, tel op saam met my vers 20. Maar toe het party van hulle ook met die Helleniste, dit is die Grieke, dit is die nie-Jode, toe het party van hulle met die Helleniste gepraat en ook aan hulle die evangelie van die Here Jesus aan hulle ook verkondig. En vers 21 is dan die uiteinde, die resultate daarvan. Die hand van die Here was oor hulle en 'n groot aantal nie-Jode het gelowig geword en hulle tot die Here gekeer. Vriende, hier het ons die totstandkoming van die kerk in Antiochië. Antiochië is nou een van hierdie dorpies, een van hierdie stede, 'n belangrike stad in die eerste eeu, in hierdie, noem dit maar, nie-Joodse of in hierdie heidense, die Griekse area. Hier het ons die totstandkoming van die kerk in Antiochië. En vriende, baie belangrik, die kerk in Antiochië raak dan vir ons die eerste gedokumenteerde kerk, nie Joodse kerk, wat ons dan van hoor, in die hele Bybel. En die kerk in Antiochië, beide in die boek van Handelinge, maar selfs soos wat die Nuwe Testament na die kerk in Antiochië verwys, raak die kerk in Antiochië dan vir ons as dit ware die modelkerk, die prototype kerk. Hulle neem 'n posisie in van die bloudruk, kerk oorspronklik, toe Jesus dit tot stand gebring het, soos wat dit behoort te wees. En dit is ook dan hoe ons na ons gedeelte wil kyk, hier in Handelinge 11, vers 19 tot 30, hier is 2 aanvanklike, baie kort insidente. Lukas spandeer nie te veel tyd daaraan nie, maar 2 kort insidente wat vir ons help verstaan hoekom die kerk in Antiochië, hierdie modelkerk, sy reputasie gehad het as die kerk soos wat kerk behoort te wees. En hierdie 2 klein insidente gaan net so 'n bietjie vir ons meer vertel hoe hulle reputasie gekry het. Kyk saam met my na die 2 kort paragrawe in die hand van die volgende 2 opskrifte. Eerstens wil ek hê ons moet kyk daar na vers 22 tot 26. Sien raak hierso Barnabas se oproep. Barnabas se oproep. En so vers 22, die kerk in Jerusalem, daar is nou waar die kerk ontstaan het, daar in Jerusalem. Die kerk hoor van hierdie massaskaalse bekering en daar het 'n kerkie ontstaan hier in Antiochië en so hulle is opgewonde daaroor, maar ook maar so 'n bietjie die kat uit die boom uit kyk en so sien julle daar vers 22, hulle stuur toe vir Barnabas om 'n bietjie skeldwerk te gaan doen en so Barnabas kom aan daar by die kerk in Antiochië. Nou baie belangrik, Barnabas se naam beteken letterlik die seun van aanmoediging. Dis wat Barnabas beteken, die seun van aanmoediging en hy stroo tot sy naam hierso. Kyk na vers 23.
toe hy Barnabas daar aankom by die kerk in Antiochië, en toe hy daar die genade van God sien, was hy bly. Dis 'n understatement. Hy was nie net bly nie, hy het gerejoice. Hy was bly en hy het almal toe aangemoedig om met vaste voorneme van hart aan die Here getrou te bly. Nou, vriende, ons gaan baie tyd vandag spandeer in vers 23. Dis 'n baie belangrike vers. Ongelukkig is die Afrikaans nie hier, dink ek, die beste vertaling van eintlik wat daar gekommunikeer wil word nie. Dit is hoekom ons die Engels ook vir ons vandag geprint het. Dit behoort daar te wees. Is dit daar? Iemand skud net 'n kop, dis daar, wonderlik. So kom ons kyk gou vinnig na hoe vers 23 in die Engels lees. Dis 'n baie beter vertaling hierdie. Barnabas, so hy kom nou aan daar in Antiochië. Barnabas exhorted them, the church in Antioch. He exhorted them all to remain faithful to the Lord with steadfast purpose. Die belangrike woordjies hier wat ons op gaan tyd spandeer nou is daai woordjies in die Engels vertaal as steadfast purpose. Dit is eintlik net in die oorspronklike taal een woordjie, maar dit is 'n belangrike woord, want hierdie is die enigste plek in die hele Nuwe Testament waar daai woordjie gebruik word vir die kerk. Daai woordjie kom baie tevore in die Nuwe Testament, maar elke ander plek waar hierdie woordjie voorkom, verwys hy na God se steadfast purpose. Dit verwys na God se purpose. Net hier by die oorsprong van die kerk gebruik Barnabas daai woordjie om dan van die kerk ook te praat. En ek wil hê ons moet gou kyk na 'n paar van die belangrikste van daai tekste wat praat van God se purpose of God se steadfast purpose. So op die skerm hier agter my sal julle dit sien, Romeine 8 vers 28. En ek gaan nie in die detail nie, ek wil net die verse vir ons lees. Paulus praat daar met die Nuwe Testament kerk en sê, ons as Christene, we know that for those who love God, all things work together for good, for those called according to his purpose, of jy kon gesê het, steadfast purpose, selfe woord. Romeine 9 vers 11, though they were not born, they had done nothing either good or bad in order that God's purpose of election might continue. En so weer eens gebruik Paulus daai woord daar. Kyk na Efesiërs 1 vers 11, in him, dis in Jesus, in him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will. Efesiërs 3 vers 11, this was, die dinge wat God mee besig is, this was according to the eternal purpose that he has realized in Christ Jesus. Vriende, hoor asseblief tog mooi, hier is die punt wat ek probeer maak deur dit vir ons uit te wys. Die punt is dit, vriende, God het steadfast purpose. God het 'n vasberade doelgerigtheid. God, vriende, is besig om alle realiteit te bou en te buig tot die uitbouing van sy koninkryk in Jesus. Dis God se purpose. Dis God se steadfast purpose. Ek wonder, vriendin, of dit is hoe jy dink oor jou lewe. Ek wonder of dit is hoe jy dink oor ons land en oor wêreldgeskiedenis. Alle realiteit speel af volgens God se steadfast purpose. Hy's besig om in die klein en die groot alles te bou en te buig om te werk na wat toe? Na die uitbouing van sy koninkryk in Jesus. Dit is wat God mee besig is. Daai woordjie wat ons nou van praat, steadfast purpose in die oorspronklike taal is die woordjie prothesis. En dit behoort vir jou 'n klokkie te lui in die sin dat ons almal weet wat 'n thesis is. 'n thesis of 'n tesis is 'n doelgerigte standpunt of 'n tesis is 'n doelgerigte stelling, 'n waarheid wanneer jy jou skripsie skryf wat vir jou rigting gee vir alles wat geskryf word. Elke woordjie in daai skripsie, elke paragraaf, alles is in die lig van die tesis en is besig om gebou en gebuig te word om daai tesis uiteindelik te verwesenlik, te sien realiseer. En vriende, dit is wat Barnabas vir ons die kerk sê. Dis Barnabas se punt. Wat Barnabas hierso vir ons sê en wat Barnabas hierso sê vir die kerk in Antiochië, is hy roep hulle vers 23. Hy sê vir hierdie kerk in Antiochië, Christene in Antiochië, julle het goed begin. Julle geloof in Jesus geplaas en julle is getrou aan Jesus.
Maar hy sê vir die kerk in Antiochië om nou getrou aan Jesus te bly. Bly getrou aan Jesus. Hoe? Barnabas sê vir hulle, bly getrou aan Jesus deur julle lewens te bou en te buig in die lig van God se teses. Bou en buig julle lewens in die lig van die realisering van God se koninkryk in Jesus. Dit is wat dit beteken om 'n kerk te wees wat getrou aan Jesus gaan bly. En kyk saam met daar vers 26. Sulke gelowiges sê die gedeelte, sê Lukas vir ons, word inderdaad Christene genoem. Hier is die eerste keer waar hierdie beskrywing wat ons so mee bekend is, waar dit vandaan kom. Hier is die eerste keer waar disippels van Jesus Christene genoem word. Hulle word Christene genoem, hoekom? Want hulle is mense wie se lewens opgeneem word in die storie en in die agenda van die Christus. Daarom word hulle Christene genoem. Nou die vraag is, hoe lyk so 'n doelgerigte lewe in lewende lywe? Hoe lyk dit in praktyk om hierdie steadfast purpose te hê waar jou hele lewe gebou en gebuig word vir die koninkryk van God in Jesus? Wel, ons gaan nie nou daarna kan kyk nie, dis nie die fokus van vandag nie, maar net hierna in Handelinge 13 sien ons 'n pragtige gedeelte wat ons op 'n stadium verseker 'n bietjie meer op moet fokus. In Handelinge 13 sien ons dat 'n natuurlik is 'n groot manier wat die kerk hierdie purpose uitlewe, is evangelisasie, dit is sendingwerk, en jy het in Handelinge 13 vers 1 tot 3 hierdie pragtige prentjie waar die kerk kom by mekaar en hulle vas. Oor Ligpunt, wanneer laas het ons gevas? En hulle vas, en hulle bid, en hulle lê dan hande op Paulus en op Barnabas, of op Saulus op daai stadium nog, en op Barnabas, en hulle stuur vir Saulus en vir Barnabas uit nou om die evangelie te gaan verkondig aan ander. So hulle is 'n gemeente wat besig is met sendingwerk. Hulle is 'n gemeente wat passievol is oor evangelisasie. Dit is hoe hulle hierdie steadfast purpose gaan uitlewe. Ons sien dit in Handelinge 13, maar vandag fokus ons net dit op wat ons hierso sien in Handelinge 11. Kyk saam met my daar na die tweede paragraaf in ons gedeelte, Handelinge 11 vers 17 tot 20. Jy sien wat ons hierso sien in ons gedeelte is dat die kerk in Antiochië het nie net 'n belang gehad om die koninkryk van God uit te bou nie, maar hulle was ook geroep en het ook 'n belang gehad om die koninkryk van God wat reeds bestaan op te bou en te versterk. En so dit is wat ons sien in vers 27 tot 30. Tweedens dan die kerk, baie vinnig, die kerk se offerende liefde. Kyk weer saam met daarna vers 27. Kom ons sien raak daarso wat Lukas vir ons sê, vers 27, in daardie dae het daar profete uit Jerusalem na Antiochië gekom, en een van daardie profete, 'n ou met die naam van Agabus, het voorspel dat daar gaan 'n groot hongersnood uitbreek oor die ganse bekende wêreld van daardie tyd, en klaarblyklik sê die teks vir ons, was Judea spesifiek die plek wat die hardste deur daardie droogte getref was. En so vers 29, kyk saam met vers 29, die disippels, dis nou die disippels in Antiochië, die disippels het toe besluit dat elkeen van hulle volgens hulle vermoë 'n bydrae sou stuur vir die versorging van die broers wat in Judea gewoon het. Ek kyk hier oor my, is party mense my ouderdom en ouer en is party jonger. So almal jonger as ek's jammer vir julle, okay? Maar in die 80s was daar 'n 80s. Party was die wiel al uitgedink in die 80s. Ja, dit was. In die 1980s was daar 'n advertensie gewees wat baie van die ouer mense gaan onthou saam met my. Wat bekend is een van die bekendste advertensies wat nog ooit in Suid-Afrika gemaak was. En dit was van die rekenaarmaatskappy IBM. Ek weet nie wie van julle kan dit onthou nie, die olifant. Kan julle die olifant advertensie onthou? Iemand? Hierso? Nee, was dit net hier, ek sien hande. Die olifant advertensie. So wat jy gehad het, is dit in die Sahara woestyn en jy het hierdie klein olifantjie wat sukkel daar in die woestyn. En die klein olifantjie trek swaar en dan tweede sien, dan sien jy daar's 'n groter olifant wat saam met die kleiner olifant is en wat saam met die klein olifant dan stap en dinge raak 'n bietjie beter. En dan op tye dan is die groot olifant voor die klein olifant en hy stoot die groot boomstompe uit die pad uit dat die klein olifant kan kom. En daar's ander tye en dan sukkel die klein olifant om by die sandduin op te gaan.
En die groot olifant is agter hom en stoot hom by die duin op. Maar wat eintlik daardie advertensie so kosbaar gemaak het, wat eintlik so mense 'n bietjie kontranerig kry met die advertensie is daai pragtige lied van The Hollies wat gespeel het in die advertensie. Die liedjie wat se koor baie van ons sal ken, wat sê en nou het ek 'n blank, he ain't heavy, ek gaan dit nie sing nie. He ain't heavy, he's my brother. He ain't heavy, he's my brother. En vriende, dit is presies wat hier afspeel. Kyk saam met my daar in vers 29. Die kerk in Jerusalem kry swaar en die kerk in Antiochië kom en hulle sê ons gaan daar wees om hierdie ander gemeentes te ondersteun. Hoekom doen hulle dit? Vers 29. Want die kerk in Jerusalem is die kerk in Antiochië se broers. Ja, hulle is Jode en ons is nie Jode hier in Antiochië, maar die kerk in Judea en in Jerusalem is hulle boeties en hulle sissies in die geloof. They ain't heavy, they are brothers and our sisters. En dit is die punt hier in hierdie storie wat hier uitspeel. Vriende, en so terug daar by vers 23. Die kerk in Antiochië, vriende, het inderdaad, dis die punt van wat Lukas hier neerskryf. Hulle het getrou gebly. Hulle het getrou gebly aan God se koninkryksbouprojek in Jesus. En een van die maniere wat hulle dit gedoen het, is dat hulle het hulle broers en hulle susters, ander kerke, selfs van ander kulture, op ander plekke, het hulle op 'n opofferende manier liefde aanbetoon. Hulle het daardie ander kerke in Judea het hulle ondersteun. En vriende, my punt hiermee is bloot dit, soos vir die kerk in Antiochië, so vir ons ook hier by Ligpunt. So dis al wat ek wil doen in die res van ons tyd saam. In die res van ons tyd saam wil ek vir ons aanspoor om 'n kerk in Antiochië te wees. Dat die kerk hier in Pretoria sal wees soos die kerk in Antiochië toe. En ek wil baie vinnig 2 algemene beginsels net vir ons uitwys en ons tot aanspoor, wat ek dink Handelinge 11 ons tot roep. En dan is daar een spesifieke beroep wat ek op ons wil doen. Dis al wat ons verder saam gaan doen in ons tyd saam. So hier's die 2 algemene beginsels. Kyk weer saam met my na vers 23. As ek gesê het, hierdie is die vers wat ons op wil fokus. Ek dink, vriende, dat wanneer ons baie keer sien jy die taal daarvan getrou wees aan die Here Jesus, die taal van faithfulness. Ek dink vir baie van ons, en dalk is dit net ek, maar baie keer as ons hoor dat ons moet getrou wees aan die Here, dan dadelik gaan ons gedagtes heen na getrou wees in ons lering. Dat ons wil Bybels behoudend wees. Ligpunt is 'n kerk, ons is passievol daaroor. Ons wil 'n kerk wees wat getrou is in ons lering. En dis goed. En dit is reg. Maar die eerste observasie hier wat ek net vir onder ons aandag wil bring, vriende, dit sien maar net weer raak by die oorspronklike kerk, dat om getrou te wees en getrou te bly aan die Here is nie net om getrou te wees in ons lering nie. Ons word ook geroep om getrou te wees in ons lewens. Ons is net nodig om onsself te herinner daaraan. Maar wat dan vir my verder daar so treffend is in vers 23. Ek dink en dalk is dit net ek, maar as ek hoor dat ek moet getrou bly in my lewe aan Jesus, dan dadelik gaan my kop net na persoonlike heiligheid toe. Om getrou te wees in my lewe gaan daaroor om, jy weet, nie te stout te wees, nie te veel te vloek en te drink en te steel en sulke goeders nie. Dit is so. Om getrou te wees in jou lewe verseker gaan ook daaroor dat ons met persoonlike heilige lewens lewe. Maar ek dink dit is behulpsaam om te sien dat hier by die oorspronklike kerk, waar die oorspronklike kerk geroep word om getroue lewens te lewe, gaan dit nie net oor persoonlike heiligheid nie, maar dit gaan ook oor diensbaarheid. Dit gaan nie net oor persoonlike heiligheid nie, dit gaan ook oor barmhartigheid. Hoor weer die woorde van Paulus, bekende woorde, Galasiërs 6 vers 10. Pragtige vers om te memoriseer, wat ons herinner oor wat ons bestaansrede is as die kerk. Paulus sê in Galasiërs 6 vers 10, laat ons dan, praat met 'n plaaslike kerk, laat ons dan terwyl ons die geleentheid het, en is daar nie geleenthede nie, maar terwyl ons die geleentheid het, laat ons aan almal goed doen, maar veral aan ons geloofsgenote, of jy kan sê ons geloofsvennote.
Maar as ons dan die geleenthede het, hoekom gebeur dit nie so baie kere nie? Of hoekom baie kere ten minste gebeur dit nie soos wat dit kan gebeur nie? En ek dink hier, vriende, kyk weer na dit wat Barnabas hulle tot roep, daai taal van steadfast purpose, vasberade doelgerigtheid. Ek dink, vriende, een van die klassieke maniere wat die duiwel ons as die kerk potjie en maak dat ons baie kere nie met steadfast purpose ons koninkryksbouprojek wat God ons tot roep uitlewe nie. Ek dink baie kere is dit op subtiele maniere. Ek dink wat die duiwel baie kere doen is, hy hou ons net besig. Hy hou ons net besig met 'n magt om ander projekte. Ek dink spesifiek wat selfs meer subtiel gebeur is dat ons word besig gehou met 'n magt om stemme, selfs goeie stemme wat net in verskillende rigtings die heeltyd uitroep en wat ons aandag as dit ware aflei en ons in verskillende rigtings intrek. Ek dink baie kere kan ons as die kerk, en ek praat nie net van Ligpunt, ek praat van die kerk universeel. Ek dink ons as kerke baie kere ons is meer soos 'n kleiduifskut as wat ons soos 'n sniper is, soos wat ons 'n skerpskutter is. En wat ek daarmee bedoel is, ek dink baie kere is ons mense in ons lewe en dan net soos daai kleiduifskut, hy staan daar in die mielielande en dan kom daar 'n kluif uit daai kind toe en reaksionêr, dan traai hy skiet en hy skiet so half net in die semi in die rigting en hy hoop hy tref iets en dan in daai rigting en dan in daai rigting. Ek dink dis baie kere hoe ons diensbaarheid, hoe ons barmhartigheid lyk. Ons bedoel goed, maar omdat daar nie 'n vasberade doelgerigtheid is, nê, ons probeer maar net links regs so 'n bietjie net help vir ons kan in gate toe stop. En daar's 'n plek vir dit en daar's tye wat mens nie anders te kan nie, dis goed. Maar ek dink 'n beter manier vir die kerk is met vasberade doelgerigtheid, om meer soos die sniper te wees. Wat baie keer 'n bietjie stadiger gaan, 'n bietjie langer wag, seker maak hy het mooi in sy visier in die teiken, weet hy waarna toe hy skiet. Is dalk minder skote, maar dit trek baie verder en dit is meer effektief. En vriende, ek dink dis een van die beginsels wat ons net moet onthou, soos wat ons dink oor, okay, nou is ons hier 'n kerk, ons wil 'n kerk soos die kerk in Antiochië wees. Welkom is dit 'n vasberade doelgerigtheid. Kom ons vra maar, Here, waar kan ons die beste koninkrykswerk doen in die plek waar U ons geplaas het en die mense met wie ons ons paie gekruis het as gevolg van U. En vriende, die goeie nuus, ons het sulke geleenthede. En dis die spesifieke beroep wat ek graag net aan ons weer wil rig vanoggend. Daai video wat ons net nou gekyk het, soos ek net nou genoem het, ek weet nie van julle nie, maar dit bemoedig my hart. Ek kyk na daai en my hart raak warm as ek die dankies hoor van hierdie ander gemeentes wat deel van Ligpunt se groter kerkfamilie is. Dis bemoedigend, want jy sien, ek dink wat dit doen is, dit herinner ons dat ons opofferende liefde word regtig waardeer en dit maak 'n verskil. Vriende, besef jy dit, dat daar is al daai ouens, en daar's soveel eintlik ander mense in ons stad en in ons land en in die wêreld wat dit ook doen, maar ons kan nie oral alles doen nie. Maar ten minste daai kerke wat daar, en daai bedienings wat daar verteenwoordig was, dis almal amazing mense wat lief is vir nie net ons nie, maar hulle is lief vir die Here. Dis baie begaafde mense wat God opgerig het om in spesifieke plekke hierdie koninkryksbouprojekte gaan uitlewe, in plekke waar ek en jy nooit kan uitkom nie, en selfs as ons daar kan uitkom, gaan ons nooit soos hulle so effektief en goed wees om in daardie plekke hierdie koninkryksbouprojek soos hulle te kan uitlewe nie. Ons gaan dit net nie kan doen nie. En net soos hier by Ligpunt, vriende, is die koninkryk aan die werk. En elkeen van daai kerkies wat op daai video was, word mense net soos hier gered. Daar's mense wat in die koninkryk van die duisternis was, wat nou deur geloof in Jesus gekom het en hulle is in die koninkryk van die lig. Daar is mense wat verslawings gehad het, wat stadig maar seker bevry word van daardie verslawings. Daar is huwelike, net soos hier by ons, huwelike wat besig is om herstel te word. Daar is kinders wat geskool word, daar's gemeenskappe wat vernuwe word. Die koninkryk van lig is besig om die koninkryk van duisternis weg te stoot, en elkeen van daai stories
in daai kerke en die crazy ding is dat ons hier by Ligpunt kan deel hê aan daai vreugde. Ons kan op klein maniere, soos ons vanoggend gehoor het, kan ons op klein maniere vennote wees met hulle, soos wat hierdie doelgerigte koninkryksbouprojek van God in Jesus realiseer. Watter avontuur is ons nie van deel nie? Hoe bevoorreg is ons nie om deel te kan wees van dit wat God oral in daai plekke doen nie? En so Ligpunt, kan ek saam met al die dankies van daai broers en susters van ons, kan ek asseblief net namens die ouderlinge vir Ligpunt, vir ons as 'n gemeente, vir almal van julle hierso sê, dankie. Dankie vir 2024. Dankie vir die verskeie maniere, en dit was nie alles net finansiëel nie, dit was op 'n magdom van ander maniere. Dankie vir die wyse waarop julle Ligpunt in 2024 hierdie groter geloofsfamilie van ons bedien het, in barmhartigheid hulle ondersteun het, opofferend hulle lief gehad het. Baie mense sien dit nie, weet nie wat jy gedoen het nie, niemand weet eintlik nie, maar die Here sien, die Here weet, en sy hart brand warm wanneer hy sien hoe sy kinders na mekaar omsien. Maar hier is dan die spesifieke beroep wat ek graag op ons voorrig. Die spesifieke beroep vanoggend, vriende, is soos wat ons staan voor 2025, is ek wil 'n beroep op ons as 'n gemeente vanoggend doen, is om te sê, kom ons hou aan hiermee. Ek wil ons aanspoor om te sê, kom ons hou aan om te sien na hierdie ander kerke, ons broers en ons susters, en om hulle te ondersteun in hierdie plekke waar die Here hulle ook geplaas het. Kyk saam met my na hierdie pragtige woorde van 2 Korintiërs 8 vers 9. 2 Korintiërs 8 vers 9, Paulus praat met die kerk in Korinte, juis oor om hulle aan te spoor om ander kerke op ander plekke finansiëel te ondersteun. Dis waaroor 2 Korintiërs 8 en 9 gaan. Paulus sê dit vir hulle, maar dit kan net sowel vir ons geskryf gewees het. Since you Ligpunt, since you excel in everything, you excel in faith and in speech and in knowledge and in complete earnestness and in the love we have kindled in you, see to it that you also excel in this grace of giving. En so Ligpunt kan ek ons aanspoor, nog meer, kom ons ondersteun hierdie ander kerke, kom ons wees 'n seëning vir hulle, sodat die koninkryk van God sy werk bly doen, soos wat God besig is om dit te laat uitspeel. Ek wil egter ook hier vinnig 'n spesifieke beroep doen, want daar is 'n nuwe kerk wat ons wil een van Ligpunt se kerkvennote maak. Baie van julle, hy is nie vanoggend hier nie, want hy preek by 'n ander gemeente hier in Pretoria vanoggend, maar baie van julle sal natuurlik vertroud wees met Doepies. Dis nie regtig sy naam nie, sy van is De Tooy, dis 'n lang storie hoekom ons hom Deploy gemaak het, maar Doepies is Johan De Tooy, en baie van julle ken vir Johan De Tooy, wat hier deel van die personeelspan by Ligpunt is. Nou, hy is nie vanoggend hier nie, so ek gaan 'n bietjie oor hom praat, maar Johan De Tooy het hier aangekom toe hy 'n student was. Hy het ekonomie gestudeer op universiteit, en hy het, ek dink hy het sy honneurs of sy meesters, of ek weet nie wat in ekonomie gekry nie, maar hy het geroepe gevoel om in plaaslike bediening in te gaan. En toe so 4 jaar gelede het hy dit alles gelos. Ek dink nie heeltemal sy gesin was so happy daarmee nie, en hy het toe 'n internskap, 'n apprenticeship hier by Ligpunt gedoen, en vir die laaste 3 jaar terwyl hy teologie studeer het hy hier by Ligpunt begin werk. Maar hy is in daardie lewensfase van iemand wat in die bediening ingaan, waar hy nou verder moet opleiding kry, praktiese opleiding moet kry, wat in die ou taal proponentskap genoem was, of 'n curacy in Engels is. En so het die Here dit bestem, dat Johan De Tooy gaan van volgende jaar af, gaan hy nou, ten minste vir 2025 by 'n kerk in Johannesburg, gaan hy sy curacy doen. 'n Kerk in Sandton genaamd Christchurch Sandton. Nou klink so Sandton klink as wat baie geld het. Maar hierdie kerkie in Sandton is baie, baie klein. En hulle het gevra dat Johan daar kom, dat hy hulle kan kom help, maar dat hy ook nou geleenthede kan kry. En so ons reeds gaan hom ondersteun om daai kerkie te ondersteun, maar ons wil dit ook 'n beroep doen op Ligpunt as 'n gemeente en sê, kom ons ondersteun ook daardie gemeente Christchurch Sandton, sodat ons op daardie manier ook vir Doepies kan seën,
soos wat hy deel is van die storie hoe God besig is om hierdie koninkryk met nuwe kerke en bestaande kerke uit te bou in hierdie wêreld. Prakties, wat beteken dit vir jou en my prakties? Vriende, wat ons vind dat ek vandag hier wil doen is ek wil ons aanspoor om 'n eenmalige donasie te maak. Ek doen dit onbeskaamd. As jy by Ligpunt is, sal jy weet ons praat nie baie oor geld by Ligpunt nie. Ons praat eintlik amper nooit oor geld nie. Ek gee nie om vandag oor dit te praat nie, want nie 'n sent van hierdie is vir ons nie. Ons wil ander kerke gaan bless. Ons wil ander kerke help. Nou hier aan die einde van 2024 is 'n wonderlike tyd. Elkeen van daai kerkies wat op daai video was, se borste trek toe op hierdie stadium, soos wat hulle in 2025 gaan kyk. Hulle weet nie presies waar gaan hulle die geld hê om die werk te doen wat nodig is om gedoen te wees daar nie. En so ons wil net op 'n klein manier hulle bemoedig hier aan die einde van die jaar en hulle ook aanspoor in dit wat die Here hulle tot geroep het. En so hierdie is my oproep dan aan ons, Ligpunt, kan ek julle aanspoor en kyk hierso saam met my op die skerm, kan ek ons aanspoor om 'n eenmalige donasie te maak aan daardie gemeentes. As jy in die verwysing sou sit in Ligpunt se bankrekening, weer eens niemand regtig dink ek sal sien van wie af hierdie kom nie. Ek dink net ons accountant sien hierdie dinge. Maar as jy 'n eenmalige donasie wil maak, sit net in die verwysing vennote en dan sal ons seker maak dat as jy net gaan sê dis is vir die vennote, sal ons dit toedien aan daai kerke, want al daardie kerke eintlik het hulp nodig. Dalk is daar een van die kerke in daai video wat spesifiek jy voel nee, maar daar's 'n spesifieke rede hoekom ek hierdie kerk wil seën hier aan die einde van die jaar vir 2025. Sit dan die afkorting van daardie kerk se naam saam met sê vennote en dan ook daar so langs die afkorting. Natasha gaan ook daai einste name met die afkortings ook uitstuur later vandag sodat ons dit kan hê. Maar ek wil Ligpunt ons aanspoor tot dit. Kom ons gaan wees 'n seëning vir hierdie boeties en sissies van ons in ander kerke. Die Here het ons opgerig as die kerk. Deels baie belangrik juis daarvoor. Ons wil 'n kerk in Antiochië wees. Ek sluit hiermee af. Vriende, hoekom sal ons dit doen? Meeste van ons hier, nê, einde 2024 is lankal platsak, ons is moeg. Hoekom sal ons in opofferende liefde dink oor ander kerke nou om hulle te gaan dien? Die antwoord is vers 23. Die antwoord is in vers 23. Vriende, onthou die evangelie. Die evangelie volgens vers 23. Jy sien toe Jesus na ons toe gekom het. Vriende, het Jesus nie die genade van God by ons gesien nie. Dit is wat die Bybel sê, van nature af, nie een van ons nie, niemand op aarde van nature af is in 'n regte verhouding met God nie. Ons almal is 'n mense wat teen hom gerebelleer het. Ons almal van nature af staan onder God se oordeel. En toe Jesus na ons toe kom en hy het gesien dat daar is nie die genade van God by ons nie, wat het Jesus gedoen? Jesus het gekom en hy was getrou tot by die kruis toe. Jesus het in opofferende liefde, het hy na die kruis toe gegaan. En hy het die oordeel van God wat ek en jy verdien het, hy op hom geneem, sodat sy seëninge nou by ons kan wees, sodat ander gelowiges na Ligpunt kan kyk en sê, die genade van God is hier teenwoordig. En 'n mense, vriende soos ons, wat dit besef en waardeer, is 'n mense wat dan dieselfde doen, wat dan kyk na daardie Jesus en hy dankbaarheid aan ander dan met opofferende liefde hulle self vir ander gee. En vriende, as ons dit doen, dan is ons Christene. Dan is ons ook 'n mense, vers 26, wat lewe vir Jesus Christus en wat begin lewe soos Jesus Christus. Ligpunt, mag dit waar wees van ons. Mag dit waar wees van ons. Kom ons gaan en seën ons broers en susters. Kom ek bid vir ons saam. Hemelse Vader, ons wil U net weer eens loof en prys vir U seun wat ons so opofferend lief gehad het. Jesus, ons kyk na U, die een wat U lewe uitgestort het vir ons.
En ons kom saam as die mense en ons wil vir U sê, o Here, gebruik ons. Dankie dat ons kan deel wees van die belangrikste bouprojek, die beste avontuur in alle realiteit, hoe U besig is om U koninkryk in Jesus te bou. Dankie dat U ons deel maak van daai storie. En so ons staan voor U vandag as hierdie gemeente, hierdie kerk in Pretoria, ligpunt, en ons staan voor U en ons sê, Here, ons wil ons lewens aan U oprig as 'n liefdesoffer, 'n heilige offer. U verdien dit, o Heer, en ander mense dit brood nodig. Gebruik ons, in Jesus naam bid ons dit. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.